van Jakob as sy hulp het. Wie se hoop gefestig is op die Here, sy God. Hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Hy wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle, van die Here wat trou bly tot in ewigheid, wat die reg van verdruktes handhaaf en gevangenes vrylaat, van Jesus Christus, wat gekom het om te soek en te verlos die wat verlore is, en van die Heilige Gees, wat ons oprig wanneer ons neergedruk is. Amen. Baie welkom julle. Dit is vir my baie lekker om julle te sien. Ek het soms so warm gevoel in my hart om almal te sien en ook die wat ingeskakel is. Baie welkom. Ek hoop julle het 'n besonderse belewenis in die teenwoordigheid van medegelowiges. Ons gaan die maalverlekkers eers aan die einde uitdeel, so kinders, julle gaan net so klein bietjie moet geduldig wees en die ander wat 'n verwagting het van 'n maalverlekker. Het ons enige besoekers vandag wat lanklaas hier was of in die verlede hier was of heel nuut hier is? Ek sien. Laat ek net op daai punt sê, ons gaan so 2 weke na Zak se bevestiging die 9 Augustus. Willem? Nee? Is jy 'n besoeker? Maar dan moet jy net my hande opsteek. Kan ons vir jou 'n kaartjie gee? Wie gaan, daar so sit 'n baie jong oom, hy lyk so jong soos ek. Wil julle een van julle vir hom 'n koevertjie gaan gee? En dan sê hy moet asseblief môre vir my 'n lytjie gee, as ek nie met hom praat na die tyd nie. Of die kerkkantoor. Ja, so ons gaan so 2 weke na Zak se bevestiging gaan ons nuwe lidmate verwelkom. En so, ja, ek weet daar is nou al so 'n paar wat deel van daai groepie is. So as jy 'n nuwe lidmaat is of wil word, dan is dit daai geleentheid op daai stadium. Ek wil net so 'n paar aankondigings deel. Die eerste ene is, ons het reeds 7 aansoeke vir die tweede voltydse leraarposisie. So daarvoor dank ons die Here. En die aansoeke sluit so oor 2 weke, so daar is nog ruimtyd. As julle nog vir mense wil aanstuur, en daar's geen aansoeke uit Namibië uit nie. Daar's, nou weet jy, of Harsie wees of bly wees nie, maar en daar's wel een persoon wat lyk my in Namibië gebore is. Maar al die mense wat aansoeke doen het, is uit ons buurland, uit Suid-Afrika uit. Dan Zak se bevestiging hier en sy intreepreek is op die 9 Augustus, dis 3 Sondae van vandag af. Maak asseblief 'n nota daarvan. En dan wil ek ook net sê, julle sal hier sien die nuwe kateder, dis aan ons geskenk, deur 'n persoon wat graag anoniem wil bly. So ek weet nie of julle sal saamstem nie, maar die hout gee 'n baie lekker, warmer huisgevoel. So ons sê baie dankie vir die persoon wat dit vir ons geskenk het. Dan so oor 6 weke wil ons Sauyemwa toe gaan, en dit is mos daar in die noorde, by Rundu. So kom asseblief saam, dit is vakansietyd, ek weet van julle wil wegbreek, maar kom, ons ruk op daarheen, en ons vier fees oor die goeie nuus, saam met ons broers en susters daar by Sauyemwa. Dan die week net daarna het ons saam met NG Eros en NG Wes, net die buitekant hier op die pad daar by Matchless Mine af, het ons 'n belydeniskamp. Ek weet daar's van die kinders wat nog matriek afgeet het die Vrydag, maar ons is mos nou almal nugter mense, so hulle sal nou ook die Saterdagoggend mooi nugter daar by die kamp aankom. Dan ek het vanoggend gesien, hier's baie min mans, om die waarheid te sê, hier's niks mans hier by die orkesie. So as jy wil sing en kan sing, kontak asseblief vir Delien, jy hoef net 1 keer in 'n maand te sing. En dit is baie lekker. Hulle het vanoggend sommer alles 3 keer vir die tyd deurgesing, so julle sal sien, dit is 'n belewenis. En as jy inluister,
en jy sing ook, en kom, en as jy instrumente kan bespeel, fluit, viool, gitaar, klavier, enige iets, of tromme. En dan het ons na die tyd sop in die saal, het is my baie lekker daar gelyk, en daar is nogal brood en dergelike goed by. Ek wil 'n skyfie of twee net wys, en dit is waar Degnos 'n poppekas aanbied, en wat nou kort gelede gedeel is, hulle is mos een van die gemeentes of bedieninge waarby ons betrokke is, so kom ons dink sommer ook aan hulle, en ons doen ook vir hulle voorbidding. En dan Zak was baie besig die naweek, hy is mos by die kokerboom bediening, wat sy eintlike groot werk is, en hulle het baie goed gedoen. Hulle het Vrydag aand, was hulle by die Evangeliese Lutherse Kerk in Swakopmund, waar hulle die terugvoer gedoen het oor daai Church Life Survey, wat ons ook hier gedoen het, so 2 jaar gelede. So dis die goed waarby Zak betrokke is, en as julle meer wil weet, vra gerus vir my, of vir Marieta, of vir Zak. En dan gister het hulle nog iets gedoen, saam met, julle daai is die ou apostolies, maar het lyk definitief nie almal oud nie, en daar is baie jonges by, so ja, dis waar hy gister was, ook by Swakopmund. So hy is regtig, hoe sê hulle, wyd en suid besig om die werk te doen, en die koninkryk te bou, en gemeenskappe te bou. So dis baie wonderlik dat hy deel daarvan is. Ons gaan nou sing, maar ons gaan eers die Bybels oopmaak. Ons lees vandag uit Psalm 146, en ook uit Lukas 19, en die teks is op die skerm, dit gaan die 2020 vertaling wees, so dit kan ons dan later volg, maar Psalm 146, maak ons oop in die woord van die Here. Ek gee in kort net so 'n vinnige oorsig oor waar ons nou is met die reeks, die koninkryk kom, van hoe Jesus die wêreld omgekeer het. Ons het by die eerste Sondag het ons gekyk, hoe lyk die wêreld waarin Jesus kom werk het, en dat hy die koninkryk aankondig, en verlede week het ons soort van gekyk na die grondwet van die koninkryk, en dat dit baie sterk fokus op die afhanklikes, die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, en wat ook genoem word die armes van gees. En vandag kyk ons in aansluiting by die nagmaal, en na wie nooi Jesus na sy tafel toe? En dit lyk amper asof hy die verkeerde mense nooi, asof hy nie die regte mense na tafel toe nooi nie. En dit sluit dan ook baie mooi aan by ons maandthema. So hier is eintlik 'n klomp goed wat vandag by mekaar kom. Ons maandthema is, ons verwelkom alle mense. En ons het die nagmaal, en ons het Jesus wat dan nou, ek wil amper sê, 'n wille vreemde persoon na sy eie tafel toe nooi. Dit is net so ietsie in kort oor die reeks waarmee ons besig is. Ons gaan nou sing. Kom ons staan en dan sing ons heerlik 3 liedere saam.
ons kan ons plekke inneem. Terwyl die orkes gaan sit, gaan ek ook die Christuskers aansteek. Julle sal sien in die tekste wat ons gaan lees, en is Jesus 'n verwelkomer. So, ons verwelkom eintlik nie vir Jesus hier nie, want hy was reeds hier. En daarom, as ons die kers aansteek, dan sê ons ook, ons verwelkom mekaar. So, miskien kan jy net so omdraai en die persoon langs jou en voor jou en agter jou net hallo sê, môre sê, as julle mekaar dalk nog nie môre gesê het nie. Die tekste wat ons lees is hier op die skerm, Psalm 146 uit die 2020 vertaling, en ek lees dit vir ons voor. Halleluja, loof die Here, o my siel. Ek wil die Here loof solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Moenie op vooraanstaandes vertrou nie, op 'n mens, by wie daar geen verlossing is nie. Sy asem gaan uit. Hy keer terug na die grond. Op daardie dag is sy planne daarmee heen. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het. Wie sy hoop gefestig is op die Here, sy God. Hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Hy wat trou bly tot in ewigheid. Wat die reg van verdruktes handhaaf, aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry. Die Here maak blindes se oë oop. Die Here rig die op wat neergedruk is. Die Here het regverdiges lief. Die Here beskerm vreemdelinge. Vaderloses en weduwees help hy op. Maar die pad van goddeloses maak hy krom. Die Here sal vir ewig regeer. Jou God, Sion, van geslag tot geslag. En ons sê almal saam, halleluja. Lukas 19, vanaf vers 1 tot 10. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê, kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. Ons lees so ver. Aan al die kinders wat hier is, julle moet asseblief nou vorentoe kom. Ek wil vir julle iets wys uit hierdie ouetjie uit. Kan julle sien wat hierdie is? Is 'n beersie. Julle, ons gaan sommer hierso staan, want ons gaan nie nou sit nie, want sit laat net styf word. Kan julle sien, of julle sommer, kom julle manne ook vorentoe. Ek wil julle iets wys. Ons het ons nou gelees van 'n man, Saggeus. Kan julle onthou, hoe was hy gewees? Wie was hy? Hy was ryk. So hy het van hierdie goeders gehad, nê? Maar sommer baie.
Kan julle sien hierso, wat is dit? Dis geld, dis nie sommer net munte nie, nee, dis sommer note, nee. En Saggeus het baie hiervan gehad, want hy was die hooftollenaar. Maar sê vir my, hy het vriende gehad. Hoekom nie? Hy is ryk en? Hy is mean. Daar het julle dit. Hy is ryk en hy is mean. Hy het van die armes gesteel, hy het mense ingeloop, hy was 'n sleg ou nie. Hy was 'n sleg ou gewees. En hoe het daai tyd gewerk as iemand sleg is? Wat het hulle gedoen? Hulle wil nie hulle vriende wees. Daar het julle dit. So, het hy vriende gehad? Nee, toe klim hy mos, waar klim hy? Hy was kort, nee, want hy kon nie sien nie, en hy het gehoor, Jesus kom maar verby. En wat gebeur toe? Toe klim hy in die boom, wat gebeur toe? Toe sê Jesus vir hom iets. Ja, klim van die boom af, dis 100% reg, en wat nog? Ek wil vandag by jou gaan kuier, hier in jou huis ingaan, ons gaan die deur opmaak, ons gaan ingaan, ons gaan nou by die tafel kuier. En weet julle hoekom het Jesus dit gedoen? Absoluut. Hy het gesien hy het nie vriende nie. En Jesus was 'n vriend vir hom. Dit is eintlik ongelooflik nie. So dit is die hele storie van vandag. Nou omdat die groot mense dit nie heeltemal verstaan nie, gaan ons nou nog 'n paar goed sê, nê? Is reg so? Ek het net julle been getrek. So julle, wat het julle geleer hierso van wat is Jesus? Wie is Jesus? Jesus is ons vriend. En wat doen 'n vriend? Sê gou weer? Hy kuier by ons, hy stel belang, en dit maak nie saak of ons iets verkeerd gedoen het, of ons sleg is nie. Julle het dit? Gaan julle dit onthou? Ok, nou moet julle, as julle terugstap, dit vir een ander mens vertel, Jesus is jou vriend. Stap so aan, die eerste een wat jy sien, sê, Jesus is jou vriend. Julle hoef nie te hard te sê nie, julle kan dit maar as fluister ook, terwyl julle gaan sit. Hier is mos nou een van daai geleenthede wat dit eintlik voel, die kinders het nou die hele boodskap klaar gemaak, ons kan nou maar aangaan. Maar dan gaan iemand maak sê, ek het nie voorberei nie. So julle, en ek wil met julle 'n paar ander goeders nou ook deel. Ek het 'n paar skyfies gemaak, en net oor dit, en ek lees die week, daar is 'n ou Antonio Gramsci gewees. Gramsci, hy was Italiaaner, en hy het opgestaan teen die fasistiese Mussolini. Toe sê hy die volgende woorde, hy het gesê, die ou wêreld is besig om te sterf, en die nuwe wêreld sukkel om gebore te word. Ons leef in die tyd van monsters. Nou dit is soort van sy woorde so 'n bietjie verander, maar dit is wat hy in wese gesê het, ons leef in die tyd van monsters. Nou, die van ons wat baie nuus kyk, of wat nuus moet kyk, of wat ek al sal weet, daar is baie korrupsie, en daar is oorloë, en as mense sê, daar is aardverwarming, en mense beklei, en daar is moeilikheid. Dit lyk asof die 8 miljard mense op hierdie aarde se moeilikheid nie minder word nie. So ons sal nou moes kan vra, kan ons die koms van die koninkryk afskrywe in die lig van al hierdie gebeure? Nou, as ek moes nou oor optimisties is, en ek wil amper sê naïef is, dan gaan ek sê nee. Maar dis nie hoe dit noodwendig lyk nie. En ek dink ons kan vandag gaan kers opsteek by hierdie twee tekste oor hierdie vraag. Want daar is sekerlik mense met wie ons elke dag te doen kry, wat dalk nie dit sê nie, maar hulle leef so. Hulle leef asof ons die koninkryk van God, van wat Jesus gewys het, kan afskrywe. So die eerste punt wat ek uit hierdie teks net wil maak is, soek ons die koninkryk by magtiges en nuusberigte, sal ons dit afskryf. Hulle planne vergaan, God sin nie.
In hierdie teks lees ons, moenie op prinse vertrou nie. Nou wat dit in vandag se wêreld beteken, ons kan nie gaan sê, die nuusberigte moet ons wêreld verander nie. Ons kan nie gaan sê die president, of die kabinet, of die skoolhoof, of wat 'n leier ook al, moet die wêreld verander nie. As ons dit gaan doen, julle, dan gaan ons, as ons nog nie moedeloos is nie, moedeloos raak en moedeloos bly. En kerm en kla vir die res van ons lewe. Daar's 'n ander soort mag waarna ons sal moet kyk om te verstaan hoe ons na die koninkryk moet kyk. Die volgende punt wat kom, en dis nogal spesifiek daar by die Psalm is, die koninkryk lyk nie soos oorwinning nie, maar soos brood vir die wat honger is, vryheid vir gevangenes, oprigting van hulle wat geboe loop. En dis weer soos laas Sondag 'n ongelooflike verband tussen wat reeds in die Ou Testament gesê is en wat Jesus kom demonstreer deur sy prediking. So wat dit eintlik sê is, elke keer as iemand wat teen die planke is, opgehelp word, kom die koninkryk. Elke keer as iemand wat vasgevang is in die greep van geweld, misbruik, verslawing, boelie, victimisering, daai loskom, dan kom die koninkryk. So dit gaan nie oor die magtiges nie. Dit gaan nie oor die krag van die wêreld nie. Dit gebeur stiller, amper ongesiens, glad nie in die nuusberigte nie. Nou beweeg ons so 'n bietjie oor na die teks van Jesus en Saggeus. In Jerigo, nou net so iets sê van Jerigo, hele Jerigo was, soos die kinders sou gesê het, massive. Dit was 'n ongelooflike ryk plek. Dit was die plek waar ook die ryk mense wil gaan bly het. En dit is ook hoekom Saggeus daar 'n hooftollenaar was, want dit was lekker maklik. Daar was baie mense, daar was baie rykdom, en hy kom 'n klomp ander tollenaars aanstel. 'n Tollenaar is mos nou maar net iemand wat belastings invorder. Vandag se taal die belastinggaarder. Ek gaar mos nou net op en op vir die staatskoffers. So in Jerigo het die koninkryk nie as 'n ryk of 'n empire gekom nie, maar as een veranderde lewe by 'n tafel. So wat Lukas eintlik vir ons hier sê, die koninkryk gaan nie oor 'n leer met soldate nie. Dit gaan nie oor die groot mag nie. Dit gaan eintlik oor Jesus wat by hierdie sleg rubbish gaan eet het, wat niemand anders verdra het nie. Dit is wat die koninkryk oorgaan. Dit is soos daai mosterdsaadjie wat ons ook van lees, wat klein is, nietig is, amper niks is, en waar daar dan hierdie ongelooflike boom uit na voorkom nie. So daar was nie trompette nie, daar was nie 'n gejuig en 'n gedawer nie. Jesus het by hierdie sleg ou gaan eet. En die volgende wat ons daar sien is, Jesus sê nie eendag nie. Hy sê vandag het lewe by hierdie huis ingekom. Die koninkryk se tyd is die teenwoordige tyd. So wat dit ook sê is, ons hier as gemeente in hierdie huis van die Here, ons daar in ons regte lewe, daar by jou regte werk, daar by jou huis, daar in jou kar, of hy nou afbetaal is of nie, dis daar waar die koninkryk gebeur. So, om daai klein tekens te sien, en hier maak Jesus eintlik die verandering in Saggeus se lewe, die heel groot ding, daai klein dingetjie wat daar gebeur het, word, sonder dat dit in 'n koerant hoef te verskyn het, word dit die aanbreek van die koninkryk daar en
dan. Dit bring ons dan by die volgende wat ons daar lees. As genade 'n verraaier soos Saggeus kon bereik, is geen mens en geen situasie buite die koninkryk se rykwyte nie. Ons het nou klaar gesê, hy was nie net die hooftollenaar nie. Hy het nou, dit is soos daai dae toe ek by ou Mutual gewerk het, toe ek gehoor het van Gideon Du Plessis wat miljoene maak, maar hy het 'n klomp juniors gehad, wat ook vir hom gewerk het, toe het ek nou verstaan hoekom hy so baie geld kon gemaak het. Nou, Saggeus was so man. Maar dis nog, ek wil amper sê, fine. Die probleem is eintlik, hy kon 'n goeie hooftollenaar gewees het, maar hy was 'n rubbish. Hy was 'n uitbuiter. Hy het mense uitgebuit, het mense beroof. En daarom het almal hom afgeskrywe. Dit is soos hulle mooi gesê het, niemand wou ook sy vriend wees nie. So Jesus kom daaraan, waar dit lyk, asof dit net dood is. Asof daar geen lewe is nie. En dis waar Jesus ook aankom. In die lewens van mense, waar dit lyk asof die huwelik heeltemal op die rotse is. Waar daar geen land oorgebly het, ek noem vir julle, ek het toevallig die week gekuier by iemand wat sê, of my 'n boek wys wat 'n dosent geskryf het, Space is the ultimate luxury, wat gaan oor Namibië, se land, en die agtergrond stryd oor, aan wie behoort die land. Maar wat ons hierso sien is, by God, by Jesus, is God daar in die land. En is geen stukkie land te ver van hom af nie. En is geen mens te ver van hom af nie. So wat doen ons? Ons skryf ons mense af. Die mense praat van kanseleerkultuur. Daai tipe mense, God kan hulle nie lief hê nie. Want hulle is by voorbaat gediskwalifiseer. Ek hoef nie voorbeelde daarvan te noem nie. Dit bring ons dan by die volgende een. Wat soos verloor gelyk het, 'n veragte man en 'n morrende skare, was juis waar die koninkryk gewen het. So, hierdie is eintlik 'n ongelooflike storie julle. Ons het nie net Jesus wat deur hierdie mega stad stap nie. Ons het nou hierdie Saggeus wat ryk is en wat sleg is, maar nou bou die storie nog. Die storie hou nie op nie. Hy word nou nog verag ook. Niemand wil sy vriend wees en hy is nou nog klein ook, hy moet in die boom klim. En dan morrie skare ook nog. Dis asof mens al hierdie dimensies het van 'n goeie storie, wat 'n lekker fliek gaan maak. So in hierdie hele ding, van die gemor en die veragting en die sleg wees, daar gebeur die koninkryk. In al hierdie gemors, wil mens amper sê. En julle, dis omdat God nie eers sê, kom vat eers die chaos weg, en dan is alles reg nie. Jesus gaan kuier by die gekanseleerde man, die verkeerde man. En is hy nou enigstens bekommer oor die skare wat mor? Hoegenaamd nie. Dis presies daar wat hierdie heeltemal slegte storie, hierdie nederlaag, eintlik in 'n storie van verlossing en redding omskakel. So julle, ons oordeel dalk te vinnig oor hoe dinge net lyk. Nee, dit is die gemor van die mense, en daai ou is so sleg. En Jesus moes eintlik maar net aangestap het, dat hy net kan uitkom, daar wat hy rustig kan sit, en niemand hom pla nie. So dikwels julle gebeur die koninkryk presies daar waar dit lyk asof die wiele afgekom het, asof alles uitmekaar geval het. Dit bring my dan nou by die laaste van hierdie skyfies.
Julle, ons kan nie die koninkryk afskryf nie. Want dit berus nie op die wêreld en die wêreld se beginsels nie, maar dit berus op God se ewige trou. Daar wat Psalm 146 praat van God sorg vir die verdruktes, waar begin dit? Die God wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. So, of die wêreld nou hier om ons gaan verbeter of nie, die koninkryk sal nog steeds kom. Want God se woord kan nie teruggetrek word nie. En daarom kan ons nie die koninkryk afskryf nie. So, Jesus, wat as die seun van God, as God self opdaag in Jerigo, hy daag ook by ons op, elke dag. En dit is vir ons nou trek makliker om te twyfel as dinge sleg gaan, en om ons sleg gaan. En ons sê nie vir mekaar hier, ons moet 'n blinde optimisme hê nie. Maar dat die hoop nog steeds die hoop is, al lyk dit donker. Want in daai donker en daai chaos het Jesus nog steeds homself verwelkom na Saggeus se tafel toe. So die enigste manier julle, wat ons as gelowiges in die hele wêreld die koninkryk kan afskrywe, as ons besluit, ons skryf onsself uit God se storie uit. Dis die enigste manier. As ek en jy sê, ek en jy wil nie meer deel wees van hierdie storie nie. Dis die enigste manier. Van die koninkryk kan nie afgeskryf word nie. En dis presies waarvan hierdie tafel getuig, dat ons na dit uitgenooi word. God nooi ons as te ware met die nagmaal in sy storie met die wêreld in. En daarom is almal welkom. By wyse van verwysing na die storie van Saggeus, sê dit eintlik, kom ons klim uit die boom uit, af, en ons laat Jesus by ons tafel kom sit, want hy is reeds hierso. Amen. Dankie Here, dat ons almal by u tafel welkom is. Amen. Net gou om die verloop te verduidelik, ek gaan so 'n paar woorde net spreek oor die nagmaal, en ek dink dit sal goed wees as die orkes nou reeds vorentoe kom, want ons gaan dan nou net na die tekens gaan ons ook 'n lied sing. So terwyl die orkes vorentoe kom, en ek gaan 'n paar woorde sê oor die nagmaal, dan gaan ons die nagmaal uitdeel, die tekens uitdeel, so ek wil vra dat daar so 2 persone hierdie kant en 2 persone daai kant sal staan wat net die tekens sal uitdeel. Ons kom weer na vore, neem die tekens en gaan sit by die bank en hou dit net by die bank, en dan doen ek die instellingswoorde en ons gebruik die tekens, en daarna gaan ons 'n lied sing, wat ons ook sittende gaan sing. Terwyl ons so sit, met die verwysing na die storie van Saggeus, vandag het Jesus homself na Saggeus se tafel genooi, voordat Saggeus enige iets kon regmaak. En ons weet, hy het reggemaak. Hy het sy uitbuitery het hy reggemaak. Julle, hierdie tafel is dieselfde tafel. Niemand van ons verdien 'n plek hier nie. Tog is almal welkom. So kom soos jy vandag is, met leë hande.
Want ook vir my en vir jou sê Jesus vandag het verlossing na hierdie huis toe gekom. Kan ek vra vir so 4 persone, 2 aan die kant en 2 wat net sal help met die uitdeel van die tekens. Kom op ons eie tyd na vore en dan neem ons die teken van die druiwesap of wyn en die brood en dan gesit ons by die banke voor die instelling.
Het almal die tekens ontvang? Brood, druiwesap, wyn? Kinders, ek wil sommer met julle ook praat. As julle nou die brood neem, die blokkie brood, en dit so in jou hand vat en daarna kyk, dan sê ons vir mekaar, die brood is ons deelname om deel te neem aan die liggaam van Jesus, wat daai liggaam van hom geneem het na mense wat gelyk het asof hulle dit nie verdien nie. So daarom as ons hierdie brood dan nou breek, dan sê ons, dankie Jesus, dat u ook na my toe kom. Dat u liggaam gegee het, gebreek het, as nie net vergewing van ons sondes nie, maar ook as genesing en as 'n pad na die lewe. So julle, neem dit, eet dit, dink aan en glo, dat dit die volkome versoening is vir ons sondes. So ook julle, en kinders, julle wat 'n kelkie met druiwesap het, as julle dit neem en daarna kyk, is dit op dieselfde manier ons deelname aan Jesus se bloed wat gevloei het. Sy liggaam het hy gegee in sy lewe deur te gaan in die huise van mense wat afgeskryf is. Maar hy het die pad verder gegaan, dat hy gekruisig is, en dat sy bloed gevloei het. So, neem dit, drink dit, dink aan en glo, dat sy bloed ook vir jou en die hele wêreld gevloei het. Terwyl ons so sit, gaan ons dan nou 'n lied sing, en ek dink ons het gesê, ons gaan by die, is dit by hierdie een wat ons die 3de vers opstaan, nee, die ander een by die offergawe, ja. So kom ons, terwyl ons sit, sing ons hierdie lied. Dis nou die geleentheid om die Here met ons offergawe te dien, en ons sê ook daarmee dat ons onsself nie uitskryf uit God se storie nie. Ons nie uitskryf nie
maar ons volledig inskryf, want ons is reeds ingeskryf deur Jesus, deur God. En ons sit en dan sing ons hierdie lied, I Lift My Hands, en dan gaan ons op 'n stadium opstaan. So julle moet my sommer sê wanneer ons gaan opstaan, dan wys ek. Ja. Ons kan ons plekke inneem. Ons doen as gemeente graag voorbereiding vir 'n paar sake. Ons Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om in 'n land te wees waar ons kan saamkom op 'n rusdag en uit u woord te lees en deel te neem aan u liefde, aan u diens en die omgee in die wêreld en so ook saam met mekaar. En dat ons noem dit, ons verwelkom mekaar, maar wat ons eintlik moet doen is, ons neem saam deel aan u wat vir ons is, wat eerste u self by ons tuis gemaak het, u wat eerste die storie geskryf het. En so bid ons dan saam vir bedieninge waarby ons betrokke is, soos Degnos en Saljemwa en Kokerboom en die musiek
en die nagskuiling, en admin en finansies, en ja, nog 'n klomp ander, wat ons nie nou noem nie. Help ons om onsself heeltyd in u storie in te skryf, deur dit, omdat ons eerste deel gemaak is van u storie. Amen. Is daar enige persoon of familie wat hierdie week die Kanselbybel wil neem? Ja, hulle gaan help met die sop. Is verjaar sy vandag? Wow. Julle Ilse vertel altyd van haar ma en hoe gereeld jy na haar toe gaan. Jy het amper elke dag by haar, nee? Wow. As jy nou by haar kom, neem haar hand, dan sê jy vir haar, van hierdie groepie gelowiges, en ons is saam met haar bly, en met haar, want die Here is ook vir haar oneindig lief. Dankie. Ek wil net iets kort sê, en ek moet net die tyd kyk, dit is nou 10:00, so daar gaan nog tyd wees vir die kinders om sop te gaan kry en 'n broodjie, en dan sal ons die klok lui as die junior acts en junior kategese hier begin, so julle sal nie oorgeslaan word met sop nie, en dan vanaand 5:30 het ons acts hierso, so as die ouers inluister of die ouers hier is, vanaand is ons wêreldbeker sokkerfinaal. Dis die enigste wedstryd van sokker wat ek in my hele lewe kyk, een keer elke 4 jaar kyk ek daai wedstryd. Julle mag nie lag nie. En Spanje speel teen Argentinië. Nou, as jy nou vanaand hier is, dan moet jy nou rooi aantrek soos Spanje, en groot mense is ook welkom, of blou soos Argentinië, en die eetgoed na die tyd gaan ook in daai patroon wees, en ons gaan gesels oor hoe lyk dit om te wen. Hoe praat Jesus oor wen? Dalk praat 'n bietjie anders oor wen, as wat ons nou praat van, jy gaan nou die beker ophou, en dan is jy nou die wêreldse gunsteling, of Messi is weer nog steeds die beste sokkerspeler van alle tye. Ja, ons gaan so 'n bietjie daaroor praat. So kinders, kom saam, en ouers vanaand 6:30. Ons gaan staan, en dan sing ons die slotlied, oor die goedheid van God. Van die
wie gaan vir ons die maalverlekkers neem na die deur toe en dit dan daar uitdeel? Hier is ons 2 houers. So, sal julle nou vir my 'n guns doen? As iemand nou een vat, dan sê jy vir daai persoon, hè, ek verwelkom jou. Gaan julle dit sê? Want dit is ons gewoonte. Dan sê jy daar by die deur, ek verwelkom jou. So terwyl hulle gaan staan by die deur, gaan ons die seën ontvang. Julle gaan nou van hier af met leë hande wat oop is om te ontvang. Want vandag het verlossing na ons en jou huis gekom. Mag die Here wat trou bly tot in ewigheid julle bewaar. Mag Christus wat gekom het om te soek en te verlos wie verlore is, jou op jou naam roep en 'n plek aan sy tafel gee. En mag die Heilige Gees jou oprig as jy te neergedruk is. En ons uitstuur om ander ook by ons tafel te verwelkom. Kom, ons gaan in vrede. Sonde skuld vergeet.